Welkom by Kruisgedagtes. En vandag wil ons gesels oor die stelling wat baie mense dalk al gesê het, dat ek sukkel om die Bybel te lees. Ek wil dit graag lees, maar ek sukkel om te verstaan wat ek lees. Ek weet nie hoe om die Bybel te lees nie. Party mense lees die Bybel op 'n so 'n manier dat hulle hom maar oopgooi op die rand, op die band en kyk waar hy oopval en miskien net 'n vers vir 'n dag lees. Hulle sit hulle vinger dalk op 'n versie en lees dit maar net. Dit word vertel van die een persoon wat dit juis so gedoen het toe hy bietjie probleme gehad het met familie en hy wou raad gevra het en hy sê Here help my asseblief hoe ek hierdie probleem gaan oplos met my familie en hy laat die Bybel oopval en dit val oop in die begin rond hier by Joshua en toe hy daar lees, toe lees hy en hy sê Here wat moet ek doen? En die vers sê hulle moet heeltemal uitgedelg word as brandoffer vir die Here. En geskrik blaai hierdie man verder en hy dink nee, dit kan nie wees wat die Here wil hê ek moet doen nie. Dalk is daar iets in die Nuwe Testament en hy blaai verder en hy maak oop en hy maak oop by Lukas en hy lees gaan maak jy ook so. En hy sê dit kan nie wees nie, Here, regtig moet ek dit nou doen? En toe hy net so bietjie verder blaai en hy maak oop in Johannes, lees hy die woorde wat jy moet doen, doen dit gou. Nou, ons almal kan lekker lag hiervoor, maar tog is dit die stryd ook waarin baie mense sit. Ek lees 'n klomp verse en ek weet nie hoe dit in mekaar steek nie. Hoe moet ek die Bybel lees? En dis wat ons vandag oor wil gesels en wat ons wil ondersoek in hierdie episode van ons. Ek wil graag vir u 3 dinge gee of 3 dinge noem wat jou hopelik kan help om jou Bybel beter te kan lees. Om dit maklik te maak, kan jy dink aan 'n KitKat chocolate. Nou die eerste deel van die woord KitKat gaan ons vat as 'n akroniem wat vir die 3 woorde kan staan: konteks, interpretasie en toepassing. Die kit van die kat. So konteks, interpretasie en toepassing. En kom ons verduidelik elkeen van hierdie 3. Die eerste letter van ons akroniem is die K, die konteks. Die vraag word gevra, wat is die belangrikste teks wat jy in die Bybel kan kry? Die konteks. En veral sal ek sê die groter konteks, bedoelende die hele Bybel. Nou, die Bybel bestaan uit 66 boeke in totaal, 39 kry ons in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament. En iemand kan sê, dis so baie, daar's verskillende genres, daar's verskillende style, daar's verskillende beklemtoninge in elkeen. En tog is die wonderbaarlike, dat daar is net een outeur. Daar is net een skrywer van al hierdie boeke en uiteindelik hierdie een boek. Ons lees in 2 Petrus 1 vers 21 die volgende woorde, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar meegevoer deur die Heilige Gees het mense die woorde uitgespreek wat van God afkomstig is. Niks wat in die Bybel staan, niks wat daar vir ons opgeteken is die gedagtes van mense of die opinies van mense of net mense woorde nie. Dit is die woord wat van God self afkom. 2 Timoteus 3 vers 16 sê selfs vir ons, elke skrifdeel is deur God geïnspireer, of 'n mens kon selfs die Griekse woord vertaal om te sê, deur God uitgeasem. Hierdie boek wat ons het, is deur een outeur geskryf met een verhaal. En dis hoekom een deel van die Bybel nie 'n ander deel weerspreek en iets anders hier in die begin sê as wat dit dalk op die einde sê nie. Daar is een skrywer, die volmaakte skrywer. En die doel waarom God vir ons hierdie boek geskryf het, vir ons hierdie boek gegee het, is om homself te openbaar, om homself bekend te maak aan elkeen van ons. So die Bybel is nie maar net 'n klomp stories, 'n klomp mooi verhale van wat in die geskiedenis gebeur het, of selfs 'n klomp mooi gedagtes, of 'n klomp mooi aanhalings, of iets wat ek agter op my kar kan plak om ander te laat beter voel nie. Die Bybel is 'n boek van God se openbaring. So wanneer jy aan die Bybel as 'n geheel dink, dan help dit 'n mens ook om dit dalk anders te lees.
met 'n fokus op God en hoe hy homself openbaar. So as jy dan enige iets lees, kan jy vir jouself twee vrae vra in die lig van hierdie groot konteks van die Bybel. En die eerste een is, wat openbaar God van homself in hierdie gedeelte? En die tweede, hoe moet ek dan daarop reageer? Nou as ons bietjie verder gaan op hierdie punt dat die Bybel God se openbaring is en ons dink daaraan, wat is die duidelikste wat God homself openbaar het? Wie het gekom wat ons nie net geleer het oor God nie, maar ons ook gewys het hoe God is? Die Here Jesus Christus. God self het dit gedoen. Hy het vlees geword en onder ons kom woon. Hebreërs 1 vers 3 sê oor die Here Jesus, hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. As die doel van die Bybel is dat God homself aan ons openbaar, dan is die hoogtepunt van die Bybel Jesus Christus. Hy is die een waaroor die Bybel gaan. En dan verstaan ons 'n teks soos 2 Korintiërs 1 vers 20 ook baie beter as dit sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja. Dit beteken dat God se beloftes, al die beloftes wat hy gemaak het, is in Jesus Christus 'n ja, 'n bevestiging. Hulle word vervul in hom, in wat Jesus Christus kom doen, kom sê, kom leef het. As jy dan die Ou Testament begin lees in die lig hiervan, dan sê 'n teks soos Kolossense 2 vers 17 vir ons die volgende: hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. Jy sien al die Ou Testamentiese feeste, al die offers, al die gebruike wat ons van lees in die Ou Testament, was maar net 'n skaduwee gewees van Jesus Christus. Dit het vir ons iets gewys van wat hy sou kom doen, van wie hy is. Hy het alles kom vervul wat die Ou Testament gesê het hy sal doen. En dis presies wat die Here Jesus ook vir die Emmausgangers verduidelik in Lukas 24, as ons van vers 25 af lees. Toe sê hy vir hulle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. Moses verwys natuurlik na die eerste 5 boeke van die Ou Testament en die profete verwys na die res. Al die geskrifte van die Ou Testament wys Jesus het hy kom vervul. So die eerste ding wat ons help om die Bybel beter te kan lees, is die konteks. Veral die konteks van die hele Bybel wat vir ons na die Here Jesus toe wys. Dit maak dat ek nie meer my Bybel lees met 'n fokus net op my en my leefwêreld en net 'n vinnige raad of beter voel wat ek nodig het nie, maar op die Here Jesus, wat hy kom doen het en wat dit vir my beteken. Hoe moet ek nou in die lig daarvan leef en wat maak ek met dit wat ek nou weet? Die tweede letter van ons akroniem is die letter I en dit staan vir interpretasie. As jy die gedeelte lees, dan lees jy dit sekerlik om te weet, wat beteken dit? Wat is die boodskap wat God nie net in die hele Bybel gee nie, maar in hierdie gedeelte wat ek nou besig is om te lees? In interpretasie is daar verskeie dinge wat belangrik is. Maar as ons dit kan opsom in 2 belangrike reëls wat ons altyd moet volg, is dit die volgende. 1, lees dit in konteks en 2, vergelyk die skrif met skrif. Nou, met konteks hier by interpretasie, bedoel ons dit 'n bietjie nouer, die nabye konteks wat jy het van 'n gedeelte. Ons het klaar gepraat oor die groot konteks van die hele Bybel en dat dit belangrik is. Maar hoe staan hierdie gedeelte wat ek lees in verhouding tot die hoofstukke voor dit en die hoofstukke na dit in hierdie Bybelboek wat ek lees? Dink so daaraan. As jy 'n e-pos kry of 'n WhatsApp lees of selfs nog as iemand vir jou dalk 'n brief skryf, dan gaan jy nie af tot net hier in die middel rond en jy begin daar lees nie.
Jy moet van die begin af lees tot en met die einde. Anderster gaan jy dalk verwar wees, jy gaan of bly wees wanneer jy nie moet bly wees nie, of hartseer wees wanneer dit nie nodig is om hartseer te wees nie. Jy moet die hele gedeelte lees om dit in sy konteks te kan verstaan. Nou onder konteks is daar ook 'n genre. Elke Bybelboek, elke gedeelte het 'n tipe literatuur waarin dit geskryf is. Byvoorbeeld, dalk is dit 'n verhaal of dit kan selfs prosa wees. Dit kan 'n lied wees of 'n gedig. Miskien is dit 'n gedeelte wat ons iets leer en dit vir ons dan nou verduidelik. Om die genre in ag te neem, help ons om die gedeelte reg te interpreteer. Jy kan byvoorbeeld nie 'n liefdesbrief lees soos wat jy 'n werkskontrak sal lees nie, en ook nie andersom. Die vorm lyk anders, die woorde wat jy gebruik lyk anders, en hoe jy dit lees is ook anders. En daarom het ons hierdie belangrike onderskeid wanneer ons die Bybel lees en die Bybel probeer interpreteer, om te sê wat is beskrywend en wat is voorskrywend. Want iets kan vir ons in die Bybel beskryf word, maar dit beteken nie noodwendig dat dit vir ons voorgeskryf word nie. As ons byvoorbeeld hierdie metode toepas om alles wat beskryf word as voorskrywend te vat, dan sal baie mense byvoorbeeld die verhaal van Dawid en Goliat lees, hierdie beskrywing van wat gebeur het, en dit as 'n voorskrif vat om te sê, jy moet ook nou die Goliate in jou lewe verslaan. Of lees mense dalk nou in die Nuwe Testament dat die Here Jesus het mense uit die dood uit opgewek, daarom moet ons dit ook doen. Wat keer dan nou dalk ook die volgende ou om te lees van Salomo, wat 1000 vroue gehad het, en hy dink by homself, wel, dis in die Bybel, ek kan maar ook. Die konteks is baie belangrik. So, dit is die eerste en die belangrike reël van interpretasie. Verdere nabye konteks. Die tweede belangrike reël van interpretasie is skrif met skrif. Die Bybel verklaar homself altyd. As daar iets is wat vir ons onduidelik is, dan kan ons na ander gedeeltes in die Bybel blaai om dit vir ons te verklaar. En hierdie reël van interpretasie is ook belangrik, sodat ons nie net een gedeelte vat en dit kan interpreteer soos wat ons dalk wil of ons dalk goed dink, terwyl dit dan in stryd is met die res van wat die Bybel sê nie. En hierdie is seker een van die grootste gevare en probleme in ons samelewing vandag. Mense wat 'n vers sal lees en sê, maar wat beteken dit vir jou? En dan nie die toepassing nie, maar die interpretasie, en ons het dalk 6 of 7 interpretasie, en almal vat net wat dit vir hulle beteken, sonder om die res van die Bybel in ag te neem. Om 'n bekende vers te vat, wat so uit konteks uit gebruik word, wat op elke sleutelhouer is, agterop meeste karre en ten minste een keer 'n dag op 'n status verskyn, is Jeremia 29 vers 11, wat lees, ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie van teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. Wat is die boodskap vir meeste mense wanneer hulle dit lees? Ag, weet jy, God wil vir jou net voorspoed gee. Alle teenspoed, dit kom dalk selfs van die duiwel af. Dis net die duiwel wat jou wil potjie. Dis nie wat God vir jou beplan nie. God wil net die goeie vir jou gee, en dit beteken dat daar niks teenspoed in jou lewe gaan gebeur nie, net voorspoed. Dit is God se plan vir jou lewe. Maar is dit regtig wat die res van die Bybel ook vir ons leer? 'n Lewe sonder swaar kry? 'n Lewe net van voorspoed? Wat van die gedeelte in Johannes 15 wat vir Christene beloof dat die wêreld ons sal haat? Of Johannes 16 vers 33 wat sê dat ons verdrukking in hierdie wêreld sal hê? 2 Timoteus 3 vers 12 gaan selfs so ver om te sê dat almal wat getrou die Here Jesus Christus wil navolg, sal vervolg word. En 'n belofte wat vir ons gegee word in 1 Petrus 4 wat sê dat ons nie verbaas moet wees oor die vurige beproewinge wat oor ons pad kom nie. Iemand wat dink dat hulle lewe net vol voorspoed gaan wees en glad nie teenspoed nie,
gaan nie net verbaas wees nie, maar dalk selfs ook verwar, wanneer die verdrukking en wanneer die beproewing dan kom. So daarom is hierdie tweede deel en tweede reël van interpretasie so belangrik, skrif met skrif. Onthou altyd die woorde wat ons Here Jesus ook gesê het, toe die Satan probeer het om verskillende Bybelgedeeltes uit konteks uit te vat, het ons Here Jesus geantwoord en gesê, daar staan ook geskrywe, toe hy versoek is in die woestyn. En dit bring ons by die derde letter van ons akroniem, wat die letter T is. En dit staan vir toepassing. Het is wonderlik om te groei in ons kennis en verstaan van die Bybel. Dit is wat die Here ook vir ons sê ons moet doen. Maar weet jy, dit help nie net om te weet wat in die Bybel staan en dit maak geen impak op jou lewe nie. Dit wat ons leer in die konteks en in die interpretasie moet uiteindelik sy doel vind in die toepassing. As ons dan nou weet uit die konteks, wat sê hierdie gedeelte oor God en hoe moet ek daarop reageer en ons het goeie interpretasie gereedskap gebruik en die boodskap daaruit gehaal, dan moet ons ook op die ou einde vra, hoe moet ek dit wat ek nou weet toepas in my lewe? Hoe moet ek dit gaan leef? Dink spesifiek en moenie net algemeen dink aan voorbeelde nie. As die gedeelte wat jy lees byvoorbeeld leer dat jy ander moet lief hê, moenie net tevrede wees om te sê, wel die Bybel sê ek moet mense lief hê nie. Gaan dink spesifiek, hoe kan ek mense lief hê? Wie is die mense wat ek rondom my kan lief hê? Hoe kan ek my vrou beter lief hê? Hoe kan ek my gesin beter lief hê? Hoe kan ek mense in my werksplek of by die skool of waar ook al ek is, hoe kan ek hulle beter lief hê? En wees dan spesifiek. Ek dink 'n voorbeeld van 'n teksgedeelte sal goed wees om ons te help met dit wat ons nou geleer het in hierdie 3 wenke van ons Bybel lees. So kom ons vat een vers in Romeine 12 en dit is Romeine 12 vers 1 en u kan saam met my daar oopmaak as jy 'n Bybel het. As jy nie het nie, dan kan jy net luister soos wat ek dit ook vir ons lees. Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Nou kom ons gebruik die KitKat stappe van ons Bybellees wat ons nou het, konteks, interpretasie en toepassing. En ons begin by die 2 vrae wat ons in die begin genoem het by konteks. Wat openbaar God van homself in hierdie gedeelte? En tweedens, hoe moet ek dan daarop reageer? Nou vers 1 sê vir ons, op grond van die barmhartigheid van God. Nou die gemeente in Rome word hier opgeroep om te dink. Dink aan God se barmhartigheid, onthou God se barmhartigheid, dink aan sy liefde en sy genade wat hy vir jou gelowige gewys het. En in die vorige 11 hoofstukke van hierdie brief aan die Romeine is hierdie reddende genade en die liefde van God uiteengesit. God het in sy barmhartigheid sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer sodat ons gered kan word, sodat ons nie ewig in die hel hoef te wees nie, maar dat ons ewig saam met God kan lewe. Romeine 5 vers 8 sê ook dan juis vroeër, juis wys die Here Jesus vir ons sy liefde daarin dat hy nog vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Dis barmhartigheid, dis genade, dis liefde, dis redding wat ek nie verdien nie. So, hoe openbaar God homself in hierdie gedeelte as 'n God wat barmhartig is, 'n God wat verlos, God wat my verlos, 'n verlossing wat ek nie verdien nie. En die res van vers 1 gee vir ons dan nou die antwoord op die tweede vraag. Hoe moet ek nou reageer op dit wat ek nou weet van God? Daarom sê dit, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Nou dat ons weet wat God van homself openbaar in hierdie gedeelte, nou moet ons tog daarop reageer. En die gedeelte sê ook vir ons wat is die regte manier om te reageer. Uit dankbaarheid,
Uit dankbaarheid vir dit wat die Here vir jou gegee het, sy barmhartigheid wat jy nie verdien nie, kom gee jou hele liggaam, jou hele lewe as 'n offer vir God. Ek's so dankbaar vir Here wat U vir my gedoen het, vir hierdie barmhartigheid wat U aan my bewys het, dat ek nou alles vir U net wil gee. En dit sê vers 1 vir ons, is ons sinvolle godsdiens. Dit maak net sin. As ons besef en weet dit wat God vir ons gedoen het, is dit sin om hierdie diens aan God te doen, om ons hele lewe, ons hele liggaam, alles van ons denke, ons gedagtes, ons begeertes, ons behoeftes, alles vir hom te gee as 'n lewende en heilige offer. Nou beweeg ons na ons tweede letter, die interpretasie met sy twee belangrike reëls, om te sê lees dit in die konteks en vergelyk skrif met skrif. Nou as ons nie die konteks van Romeine ken nie, dan sal ons nie weet wat die vorige 11 hoofstukke gesê het nie. Ons sal nie verstaan wat dalk verwys word met barmhartigheid nie. En as ons na hierdie tipe genre kyk in die konteks, dan hoef ons nie te wonder of dit maar net God se barmhartigheid beskryf nie, maar ons sien hier is 'n baie duidelike voorskrywende gedeelte. Ons moet, omdat ons dieselfde barmhartigheid as die gelowiges in Rome ontvang het, moet ons daarom ook nou dieselfde offer hê, dieselfde reaksie wat vir hulle voorgeskryf word, 'n offer wat vir God aanneemlik is. Nou, tweedens met skrif en skrif vergelyk, kan iemand dalk hierdie gedeelte lees en sê ek het nou net in Levitikus gelees van brandoffers wat gegee moet word en wat wonderlik is vir die Here. Is dit nou dieselfde offer? Moet ek ook nou my lewe op 'n altaar letterlik gaan opoffer en my liggaam gaan verbrand vir die Here? As ons die res van die Bybel lees, dan weet ons dit is natuurlik nie wat die Here van ons vra nie, want ons vergelyk skrif met skrif. En tog wys hierdie gedeelte ook vir ons wat die res van die skrif sê. As dit sê hierdie offer is anders, dit is 'n lewende offer, anders as die dooie offers van die Ou Testament. Dit is 'n heilige offer vir God, 'n lewe wat vir hom aanneemlik is. En nou vir die laaste letter, ons toepassing. En nie maar net 'n algemene toepassing nie, maar 'n spesifieke een. Dit is nie net genoeg om te weet van die barmhartigheid van God en okay, nou moet ek my lewe vir die Here gee as 'n offer nie. Die vraag is, hoe gaan jy dit nou doen? Hoe gaan jy vandag begin om dit te doen in die regte reaksie daarop? En wees spesifiek. Dalk dink jy en sê, Here, ek het my liggaam die laaste tyd so ingespan in alles rondom my, in my werk, in my sport, in my oefening, in my kinders, in my vriende, en al hierdie dinge rondom my, en ek het dit nie eers gewy aan U nie, my tyd het ek nie eers vir U gegee nie, ek gaan van môre af, al slaap ek so min, gaan ek nog steeds vroeër opstaan, ek gaan 'n uur vroeër opstaan, dat ek dit kan wy aan bid en Bybel lees. Ek wil hierdie offer vir U gee, my moe liggaam selfs, kom gee ek as 'n offer. Ek wil alles vir U gee wat ek kan. Here, help my om dit te doen. En dit is maar net een, dalk selfs nog steeds 'n vae toepassing van hierdie gedeelte. Hoe gaan jy in jou lewe dit verder toepas? Ek hoop dat hierdie KitKat metode jou kan help in jou Bybel lees. Mag dit jou verryk, soos wat ons verder die woord van God gaan bestudeer. Tot ons 'n volgende keer weer gesels hier op Kruisgedagtes.